Môre, dis Dinsdag die 3de Junie 2025. En hoor nou hierdie waarheid. Die Bybel is so eenvoudig genoeg dat 'n kind dit kan verstaan, maar so diep dat volwassenes daarin kan verdwaal. Jesus het dit self gesê, ek loof U Vader, omdat U hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige en dit aan kindertjies geopenbaar het. En dit is geskrywe in Lukas 10 vers 21. So lees ons nie net vir kennis nie, maar vir nabyheid, vir 'n verhouding, vir verandering. En met Pinkster voor die deur, ek weet dit is maklik om opgewonde te raak oor die vuur van die Gees, daai krag, die emosie, die atmosfeer. Maar hoor my mooi, ware Pinkster is nie net vuur nie, dis vrug. In Lukas 3 vers 16 sê Johannes die Doper, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met die vuur. Dis kragtig. Maar wat gebeur na daai vuur? Die disippels verander. Nie net hulle baie nie, maar hulle karakter ook. Petrus wat weggehardloop het, staan nou en preek met vrymoedigheid. Thomas wat getwyfel het, sê nou, my Here en my God. Dis die krag van die Gees. Hy laat jou nie dieselfde bly nie. Dan lees ons in Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedhartigheid, geloof, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis nie net iets wat jy voel op Sondag nie. Dis wie jy word, dag vir dag. Die Griekse woord vir vrug is karpos. Dit beteken wat natuurlik groei na saai. Nie krag sonder karakter nie. Nie vuur sonder vrug nie. Ja, ek bid vir vuur, maar ek bid ook vir sagmoedigheid. Ek vra vir wonderwerke, maar ek vra ook vir selfbeheersing. So bid saam met my. Here Jesus, ek gee oor. Ek wil U nie net ervaar nie, ek wil verander word. Vorm U vrug in my lewe. Maak my soos U, Jesus. Plant liefde, bring sagtheid. Leer my om vrug te dra, nie net op 'n goeie dag nie, maar elke liewe dag. In Jesus naam, amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En dalk is dit nie jou vuur nie, maar jou vrug, wat hulle direk na Jesus wys. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.